Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so berei. Nou liewe vriende, die olifant sekerlik baie bekend by ons en so dikwels blokkeer hulle die verkeersweë daar in die wildtuin ook. Maar ons weet die olifant is die grootste lewende soogdier op land. Hulle is bekend vir hulle hoë intelligensie, 'n hegte sosiale strukture en 'n merkwaardige kommunikasievermoëns. Hulle speel ook 'n deurslaggewende rol in die bewaring van hulle habitat deurdat hulle natuurlike weë skep en watergate oopmaak. 7 ton in gewig tot 3,3 meter hoog, 'n dier om sekerlik meer rekening te hou wanneer hy in die pad staan. So liewe vriende, wil ons met die deel oor die blokkasies wat daar is sodat mense geestelike seën kan ontvang, en een daarvan is luiheid. Jy weet, dit is so jammer dat dit iets is wat daartoe bydra dat baie mense nie geestelike seën ontvang nie. Of jy nou te lui is om die Bybel te lees, of te lui is om te bid, te lui om op te staan om kerk toe te gaan, te lui om net 'n taak wat die Here vir jou gegee het uit te voer, om jou basiese verantwoordelikhede elke dag net na te kom, dis 'n hindernis en 'n blokkasie tot geestelike seëninge. Hulle wat meer doen, dink maar aan die vroue wat vroeg opgestaan het, na die graf toe gegaan het, en nie lui was nie, die wonderlike seën wat hulle onder andere ervaar het dan ook. So sien ons, liewe vriende, hulle wat lui is, sal bedel in die oestyd, sê Spreuke 20 vers 4. In die herfs ploeg die luiaard nie, en verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks nie. En liewe vriende, juis nou in die oestyd, die mooi tyd, die tyd wat daar oorvloed moet wees, dan het hulle nie. En net so ook as ons geestelik lui is, die tyd wanneer ons moet oes, gaan ons nie kan oes nie, ons gaan deel wees van die wat moet bedel. En dis tog nie wat die Here wil hê nie, hy wil hê u moet deel wees van hulle wat die seën kan insamel, wat die oes kan inbring. Hy wil nie hê dat ons moet staan en bedel en nie die geestelike seën ontvang nie. Daarom is dit belangrik om nie lui te wees nie. Liewe vriende, dan sê Spreuke 6 vers 9, hoe lank, luiaard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Liewe vriende, is dit nie maar wat aangaan in 'n groot opsig in soveel geestelike mense, of soveel mense se geestelike lewe? Hulle is te lui om op te staan, om die Here te soek, te lui om na die huis van die Here te gaan, en nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, en jy weet nie die ellende wat jy oor jou bring, oor jou gesin bring, oor jy nie wil opgaan na die huis van die Here nie. So, liewe vriende, moet ons ook weet wat die Here Jesus sê. In Lukas 19 vers 24 het Jesus gesê, aan die wat daarby staan, sê hy, neem die pond van hom weg, en gee dit aan hom wat die 10 ponde het. Nou, dis die gelykenis van die ponde, liewe vriende, en die een wat 1 gehad het, het dit begrawe, en die een wat 5 gehad het, daarmee gewoekel, en hy 10 gekry, en toe neem hulle die een van hierdie een weg, oor hy niks gedoen het nie, en hulle gee dit aan die een met 10. Maar net 'n gelykenis om ons ook te herinner, daaraan as jy lui is, gaan jy niks kry nie, maar hulle wat woeker, hulle wat besig is, hulle sal meer ontvang. Mag u nie lui wees nie, mag u tot eer van die Here wees, en mag u sekerlik so die Here soek, en sê, Here, ek wil met u deurgaan, en ek wil nie in hierdie sonde van luiheid val en seën so verloor nie. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons na u toe kan kom, dankie dat u vir ons alles moontlik gemaak het om oorwinning te leef, en mag mense dit vandag opneem, en sekerlik maar opoffer vir die saak ook, en vir u, omdat ons lief is vir u. Amen.